Ons almal het drome, verwagtinge, vooruitsigte, hoop. Ja, elkeen van ons streef daarna om die beste van ons lewens te maak. Iets te bereik en in ons woud van menswees, bome van genoegdoening en tevredenheid te wees, om goeie nalatenskappe te laat. En jou droom is joune. Dis uniek aan wie jy is, waarna jy aspireer en wat jy begeer, wie jy wil wees. As jy vandag oor jou lewe die afgelope jare, maand terugkyk, wat sien jy? Sien jy wat jy graag sou wou sien en is jy opgewonde oor wat nog vanuit jou droomplant boord kan kom? Dankbaar oor die genadestrome wat jou wortels gevoed en mandjies vol vrugte opgelewer het? En is jy afwagtend oor wat jy nog kan doen, nog kan beteken? Of skuif daar 'n donker wolk oor jou gesigsveld in omdat jy 'n paar verdorde bome opmerk? Drome wat dalk nie van die grond af gekom het nie. Projekte of pogings wat gesukkel het om groot te word, of 'n paar kromhoutstamme wat iewers langs die pad verdroog het. Die waarheid is, nie een van ons se lewens lewe net goeie of net mislukte resultate op nie. Ons almal se lewens het lowergroen bome waarop ons trots op en dankbaar oor kan wees. Maar elkeen van ons het ook baie drome wat nie van die grond af gekom het nie. Langs die pad verdor het, afgekapte stompe wat toe nooit gegroei het nie. Ek wil jou vandag aanmoedig om anders na jouself te kyk. Erken jou verdorde omvalbome en los hulle dan sodat die stompe kompos kan word waaruit jy kan leer, kan groei. Fokus dan op die vele verrassende goeie en mooi landings van jouself, wat jy vir die wêreld en sy mense beteken, die verskil wat jy maak, die wie jy in God is. Weet vandag, daar is baie goed en mooi in jou. Jy het talente en gawes wat net jy kan bied, en jy's op plekke waar net jy 'n verskil kan maak. Sien dit, vier dit, en weet ook dat jou toekoms in jou hande is, dat jy die een is wat jou toekomsvrugte kan bepaal. Onthou Filippense 1:6, van een ding kan julle seker wees, dit is God wat al hierdie goeie dinge met julle laat gebeur. Hy sal dit bly doen tot op die dag wat Christus Jesus weer kom. Hy sal julle nooit in die steek laat nie. Daarvan kan jy seker wees. Kom ons bid. Here, ek kyk so dikwels met katarakke na myself en dan sien ek nie die sleg raak. Dit terwyl U, Here, met liefde en deernis na my kyk. Help my om myself te sien soos U my sien en te word wat U van my kan maak. Amen.